Kyk, ons almal wil langer lewe, reg? Maar wat van beter lewe? En dis presies die kern van Dr. Peter Attia se werk om ons gesondheidsspan, soos hy dit noem, te verleng. Nie net ons lewensduur nie. So in hierdie verduideliking kyk ons spesifiek na sy benadering om vir jou laaste en seker jou belangrikste dekade te oefen. Dis nogal 'n kragtige gedagte, né? Ons weet almal ons gaan ouer word, agteruitgaan is onvermydelik. Maar die spoed waarteen dit gebeur, wel, sê nou net daai deel is grootliks in ons eie hande. Dit verander alles van passief wag na aktief voorberei. Reg, so kom ons spring sommer dadelik weg. Om te verstaan hoe ons moet voorberei, moet ons eers die probleem wat ons almal gaan trotseer, regtig verstaan. En dit gaan alles oor daardie laaste hoofstuk van ons lewe. Dr. Attia het 'n naam hiervoor, die marginale dekade. Dink daaraan, dis daai laaste 10 jaar waar jy dalk nog lewe, maar jou vermoë om die lewe te geniet drasties kan afneem. Die hele doel is nie net om daai dekade te haal nie, maar om dit voluit te kan leef. En hierdie hele idee het eintlik, wel, dit het by 'n begrafnis vir hom duidelik geword. Hy het besef, die mense waarna hy opkyk, se laaste jare is heeltemal beroof van die dinge wat vir hulle vreugde gebring het. Hulle het dinge soos tuin maak of met die kleinkinders speel, alles weg as gevolg van fisiese agteruitgang. En dit was die vonk vir hierdie hele nuwe benadering. So, die groot vraag is, hoe vermy ons daai lot? Wel, hier is waar die denkwyse heeltemal moet skuif. Ons moet ophou dink soos slagoffers van veroudering en begin oefen soos atlete. Kyk net 'n bietjie na die verskil hier, die ou manier. Dis om maar net te aanvaar jy gaan agteruit, met val doelwitte soos ek wil net gesond bly. Die atleet se denkwyse is heeltemal anders. Dis om aktief te oefen om daardie agteruitgang te vertraag, met baie spesifieke doelwitte vir jou toekomstige self. Jy oefen met 'n duidelike doel voor oë. En dit bring ons by hierdie eintlik briljante konsep, die EOFS 10-kamp. Dit word jou persoonlike sport. Jy besluit vandag watter 10 fisiese dinge jy nog op 90 wil kan doen, en dan werk jy agteruit van daar af om presies te bepaal hoe jy vandag daarvoor moet oefen. So, wat kan in jou 10-kamp wees? Wel, dis nie iets abstraks nie. Dis die regte tasbare dinge van die lewe. Dinge soos om 'n paar stelle trappe maklik op en af te stap. Of om sonder enige hulp van die vloer af op te staan. 'n Swaar tas in die oorhoofse kompartement op 'n vliegtuig te kan lig. Of die energie en stabiliteit te hê om met jou kleinkinders in die tuin rond te hardloop. Goed, nou dat ons die waarom verstaan, kom ons kyk 'n bietjie na die hoe. Die heel eerste pilaar van ons oefenprogram is kardiovaskulêre fitheid, en daar's een metriek wat kop en skouers bo die res uitstaan. En daai metriek, dit word VO2 max genoem. Eenvoudig gestel, dis jou engine se maksimum kapasiteit, hoeveel suurstof jou liggaam kan gebruik wanneer jy hard oefen. En volgens al die data is daar geen, en ek bedoel geen ander meting wat beter voorspel hoe lank jy gaan lewe nie. Dis ongelooflik kragtig. So, as ons na die data kyk, is daar een syfer wat uitstaan. 400%. Dis 'n reuse getal, maar wat op aarde beteken dit vir jou en my? Wel, hier is die antwoord. Mense in die heel boonste 2% van fitheid, gemeet aan hulle VO2 max, het 'n 400% lae risiko om aan enige oorsaak te sterf in die volgende jaar vergelyk met mense in die onderste 25%. Dis 'n 5voudige verskil. Jy kan eenvoudig nie met hierdie data stry nie. Maar 'n goeie engine is nie genoeg nie. Jy het ook 'n sterk onderstel nodig, né? So kom ons beweeg na die tweede en ewe belangrike pilaar van ons oefening, krag en stabiliteit. Nou ja, vir baie van ons, veral as ons jonger is, lyk 'n val na iets gering. Jy struikel, jy vang jouself en jy gaan aan. Maar het jy al ooit gewonder hoekom dit so 'n katastrofiese gebeurtenis vir ouer mense is? Die data wys vir ons 'n baie duidelike en nogal skrikwekkende draaipunt. 'n Spesifieke ouderdom waar die spel heeltemal verander. En daai ouderdom is 65. Vanaf hierdie ouderdom, as jy val en 'n groot fraktuur opdoen, wel, dan word dit eksponensieel gevaarliker. En presies hoe gevaarlik? Kyk hierna. Tussen 15 en 30%. Dit is die kans dat iemand bo 65 binne 1 jaar sal sterf nadat hulle 'n heup gebreek het. Dis amper 'n 1 uit 3 kans. En die skokkendste deel, hierdie tipe ding is grootliks voorkombaar. En hier is die sleutelinsig, die ding wat baie mense miskyk. Mense dink dis 'n balansprobleem. Dis nie, dis 'n kragprobleem.
Daardie vinnige, plofbare spierweefsels wat jou vang as jy struikel, dis die eerstens wat ons verloor soos ons ouer word. En dis presies waarteen ons spesifiek moet oefen. Goed, teorie is een ding, maar kom ons kyk hoe dit in die regte lewe lyk. Kom ons kyk na 'n werklike voorbeeld om te sien hoe hierdie beginsels uitspeel en hoekom 'n eng fokus op net een area van fitness nogal gevaarlik kan wees. So, ontmoet vir Jack. Hy's 29 jaar oud, 'n ywerige hardloper en op die oog af lyk hy so gesond soos 'n vis in die water. Maar toe Dr. Attia se span hom toets, het die data 'n heeltemal ander en eintlik 'n baie kommerwekkende prentjie geskilder. Kyk 'n bietjie hierna. Sy VO2 max deur die dak. 97ste persentiel. 'n Absoluut uitstekende kardiovaskulêre engine. Maar sy spiermassa 20ste persentiel. Dis heeltemal te min spiere vir sy ouderdom en sy beendigtheid in die onderste 10%. Dit beteken hy op 29 het reeds osteoporose, 'n toestand wat jy met bejaardes assosieer. Sy engine is elite, maar sy onderstel is in groot gevaar. So die lesse hieruit is absoluut krities. Eerstens, jy kan nie swak beendigheid weghardloop nie. Dis onmoontlik. Tweedens, elite kardiofitheid kan diep onderliggende probleme heeltemal verbloem. Derdens, om maar te lyk beteken nie jy's nie oorvet met gevaarlike viscerale vet aan die binnekant nie. En die heel belangrikste punt, krag- en weerstandsoefening is eenvoudig nie onderhandelbaar nie. So, wat is die plan vir jou en vir my? Dis eintlik doeteenvoudig. Stap 1, besluit wat in jou EOFees 10 kamp is. Wat wil jy kan doen? Stap 2, oefen jou VO2 max, bou daai engine. Stap 3, bou krag en stabiliteit as jou verdediging teen swakheid. En stap 4, die belangrikste een, begin nou, vandag, want hoe langer jy wag, hoe minder fisiologiese speelruimte het jy om mee te werk. Op die ou einde is die raamwerk dit. Jy is die atleet en jou lewe is die sport. En daai marginale dekade, dis die finale nommer. Die vraag is, hoe gaan jy oefen vir daardie laaste, belangrikste wedstryd van jou lewe?